Jesus vertel 'n gelykenis in Lukas 15 van 'n herder wat een skaap raak weg en hy los 99 skape om vir die een skaap te gaan soek. Vriende, dit is ek en jy. Jesus sal alles los om by ons te wees. Ek laat my dink, daar sê amen. Die genade van Jesus, dit laat my dink in Romeine 5 vers 8 waar Paulus sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hier en dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So al was jy 'n verlore skaap gewees, al is ons elkeen nog sondaars, het Jesus ten spyte van dit vir elkeen van ons gesterf. In Jeremia 31 lees ek in Engels, I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness. Vriende, ek het een keer gelees, en dit is vir my so profound mooi, het sê, God loves you unconditionally, wholeheartedly and continuously. God se liefde sal nooit eindig nie. Maak nie saak waar in jou lewe is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. God se onvoorwaardelike liefde is by jou. En hy sal jou altyd kom soek. Al het jy afgedwaal, al is jy nie naby hom nie, sal hy jou altyd kom soek. Kan ek vir ons bid? Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir u liefde, u onvoorwaardelike liefde. Dankie vir u goedheid, vir u guns. Dankie dat u ons elkeen kom soek, Here. U ken elke persoon wat vandag hier binne is. U ken hulle omstandighede, u ken hulle lewens. Heilige Gees, u het saam met elkeen van ons ingekom. U is saam met ons in ons elke dag lewe. U is met ons. U hoor ons gebede. U hoor ons uitroep. Maar nog steeds, Here, bly u getrou. U sal ons altyd soek, u sal ons altyd met oop arms ontvang. Baie dankie vir u liefde. Ons is baie lief vir u. Amen. Dankie, julle kan julle plekke inneem. Goeiemôre, my naam is Jan. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, soos Jan nou gesê het, baie welkom by ons gemeente. Ons glo julle gaan die erediens saam met ons geniet. Kom maak 'n draai na die tyd om met my of Herman of Stefan of selfs met Dani te ontmoet. Dani is net goed wat lyk soos tieners en bietjie jonger, bietjie asemhaal. Nee, ek maak 'n grap. Dani is vir ons tieners, julle is welkom by om 'n draai te maak. Net 'n paar goedjies wat ek onder julle aandag wil bring. Die mannebediening nooi hulle om Dinsdae-aande vir groepbesprekings te kom. Dit begin die 14 Oktober van 7 uur af in die Chapel. Julle kan vir Willie Gous by die koffie ontmoet. Willie, kan jy net weer staan? Ek gaan hierdie keer nie mis nie. Daarso is Willie daarso. So julle kan hom ontmoet. Dankie Willie. Dan het ons 'n nuwe lidmaatklas volgende Sondag die 19 Oktober. Vandag is die laaste keer wat jy kan inskryf. Ons het registrasies nodig om te weet hoeveel mense om voor te berei. Die volgende klas is eers weer in Februarie volgende jaar. So as jy meer van die gemeente wil hoor, of jy wil ook 'n lidmaat word, kom gerus soontoe. Ek sê altyd vir mense, kom soontoe dat ons vir die fynskrif kan sê, voordat jy teken en sê ek word lidmaat, jy al jou vrae kan vra en sê, dis waarvoor ek teken, dis wat ek saam met julle oor commit. Laat jy nie later op 'n plek om te sê, maar hoorie, ek het nie geweet julle doen dit nie, of ek het nie geweet dit gebeur nie. Of ek het nie geweet Stefan en Herman, kom ons los maar daai gedeelte, ons sit later. Julle sit die koerant te lees. So, as jy lidmaat wil word, vandag is die laaste kans om te registreer. Dan skakel by ons klein groepe in, Woensdae-aande om 7 by The View. Stefan lei dit, so dis baie welkom om daar 'n draai te maak. Jy hoef nie daarvoor te registreer nie. Ons is besig om dieper te gaan saam met die Here, en ons het die laaste paar sonnae, ons het 5 sonnae terug, begin praat oor 12 fundamentele boublokke, wat elkeen van ons gelowiges as Christene nodig het, om nader te groei aan God, om geestelik te groei. Ons wil 'n gesonde teologie bou. En saam met hierdie boublokke is daar daaglikse Bybelstudies wat vir ons die temas versterk, maar wat ook bevestig en bietjie dieper gaan en die agtergrond gee van waar ons op Sondag preek. Nou in hierdie week wat vir my uitgestaan het toe ek deur die Bybelstudies gegaan het, was Matteus 7 waar ek weer net besef het hoe maklik ek mense oordeel. Al ken ek hulle nie eers nie. Mense wat langs die pad staan, mense wat ek in 'n ry staan, mense wat stadig is, wat ek net onmiddellik 'n prentjie maak en onmiddellik net 'n idee gee en sê dis wie die persoon is. En ek net weer besef dat ek moet na God se oë deur mense kyk, met God se liefde na mense kyk. Dis nog nie te laat nie as jy nog nie die ontwaak gids gekry het nie. Jy kan agter na die infodesk toe gaan, hulle kan daar jou details vat en dan kan dit op die WhatsApp groep kom, dan word dit vir jou gestuur. Soos ek sê, ons doen 'n preek en dan in die week is daar 7 dae se kort dagstukkies wat jy kan lees. So dit is nog nie te laat nie. Nou Jesus kweek sekere gewoontes
om hom te help om nader aan God te groei, maar dit help ons ook, want ons wil meer soos Jesus word. Nou ons kyk nou na 4 gewoontes, ek en Stefan die vorige 2 Sondae gepraat oor vas en aanvaarding, en vandag wil ek oor iets praat wat ek dink ons almal lief het, en dis maaltye, kos. Okay, net ek like dan kos, like my nie, ek het 'n vriend wat sê, ons eet nie om te lewe nie, ons lewe om te eet. So, ja, die van julle wat van kos hou, of van eet hou, dit gaan meer oor die kos. Dit gaan oor die kuier, en ek wil vandag kyk na die betekenisse van maaltye in Jesus se lewe. Ek lees 'n teoloog wat een keer gesê dat as jy die evangelie van Lukas lees, is dit of Jesus op pad na 'n maaltyd toe, of hy is by 'n maaltyd, of hy is op pad terug van 'n maaltyd af. Gaan lees dit bietjie. Jesus het nie net preke gebruik om mense te bereik nie, maar hy het baie om 'n tafel gesit. Gaan lees bietjie hoe baie keer sit Jesus om 'n tafel en het gesprekke met mense. Nou deur gasvryheid het Jesus die volgende geopenbaar: die hart van God, die waardes van die koninkryk, die radikale genade wat vir almal beskikbaar is, wat ons nou oor gesing het. Nou hierdie gewoontes van Jesus van gasvryheid, is gasvryheid wat ontvang, insluit, vergewe, voed en transformeer. Ek wil net vandag kortliks kyk na 6 oomblikke in Jesus se bediening, en dan wil ek afsluit met Psalm 23. Nou eerstens, Jesus begin sy bediening by 'n tafel. Ons lees in Johannes 2, dat Jesus se gasvryheid begin met vreugde en voorsiening. Jesus se eerste wonderwerk is nie in 'n sinagoge of op 'n heilige plek nie. Jesus se eerste wonderwerk is by 'n bruilof. Die wyn raak klaar. Net om die konteks te verstaan, dis die grootste skande wat daar vir 'n pa kan wees van die bruidegom as die wyn klaar raak. Maar wat hulle maar gedoen het is ook, hulle die goeie wyn gegee, en dan later is die mense meer gedink het swakker wyn gegee, maar die wyn moet nooit opraak nie. Want die troue was 'n week lank gewees, en die hele dorp het dan gepraat, en altyd sê hy bekend wees van, jy het nie genoeg voorsien vir jou kind nie. So die wyn raak klaar. Maar Jesus tree in. Hy bestraf hulle nie, hy preek nie vir hulle nie, hy bring nie aandag op homself nie. Hy gaan stilletjies in die agtergrond en hy verander die water in wyn. Nie enige wyn nie, die beste wyn. Nou hierdie wonderwerk vertel vir ons iets belangriks. Jesus is nie afsydig of koud nie. Sy teenwoordigheid bring vreugde, oorvloed en genade. Om 'n Christen te wees beteken nie jy moet altyd ongelukkig wees en dikmond wees. Jesus het fees gevier, Jesus het saam met mense gekuier, Jesus het gelag. Daar's 'n groot verskil tussen om te kuier en om dronk te word. Ons praat nie van dronk te word nie, ons praat van om fees te vier. Om saam met mense vreugde te hê in oorvloed en genade. En hy oorwin, hy voorsien stilweg en oorvloedig in ons behoeftes. Vriende, Jesus ontmoet ons waar ons is. Selfs met iets eenvoudig soos wyn by 'n bruilof. Sy omgee is vir mense om vreugde te hê, en community is vir hom so belangrik. Dis hoekom ons by 'n kerk bymekaar kom elke Sondag. Is vir die community. Ons drink saam koffie, ons sing saam, ons kuier saam. Ons doen iets op ons eie en ons het ons eie paadjie met God nie. Natuurlik het jy 'n stilte tyd. Maar dis wanneer ons in community is wat ons God aanvaar en ervaar. Vir God is dit belangrik om hierdie gasvryheid om skaamtes toe te maak. Niemand het geween die wyn het opgeraak nie. Inteendeel, die seremoniemeester het gesê, hoekom het jy die goeie wyn vir laaste gelos? Jesus maak skaamtes toe. Tweedens, Jesus bied rus aan die vermoeides. In Matteus 11 sien ons geestelike gasvryheid vir die siel. In vers 28 en 29, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jesus nooi ons nie net na 'n maaltyd nie, maar hy nooi ons om te rus. Dit gaan nie oor kos op die tafel nie, maar oor vrede vir jou siel. Ek het nou gebid en ek het ons gesing en net gevoel, hier's ook mense wat vandag voel maar hoorie, ek kan nie meer nie. Dis nie net die einde van die jaar, dis nie net ek moeg is nie. Dis net dit hou aan en aan en aan als verkeerd gaan. Ek is moedeloos, ek is moeg. Ek ken nie omstandighede nie. Dalk is jy vol joy, dalk is jy vol vreugde, prys die Here daarvoor ook. Maar een ding wat ek wil hê en besef is dat God connect met jou net waar jy is. En wanneer jy moeg is en wanneer jy oorlaai is dit jy sy uitnodig om na hom toe te kom. Om nie dan na iets anders te draai om te sê maar ek gaan dit kry in iets anderster of in 'n addiction nie. Maar om te draai en te sê Jesus met oop arms sê kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Ons lewe in 'n wêreld
wat sê, doen net meer, maar Jesus sê, kom rus. Jy hoef nie jou sitplek aan daai tafel te verdien nie. Jy moet net die uitnodiging aanvaar. Jy hoef nie 'n goeie mens te wees om hemel toe te gaan nie. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Vergeefte mense gaan hemel toe. As gevolg wat Jesus gedoen het, is hierdie uitnodiging vir almal. Derdens, Jesus voed die menigte. In Matteus 14 sien ons dat Jesus klein offerande vermenigvuldig in koninkryk voorsiening. Jesus het nou net tragiese nuus ontvang. Sy neef Johannes die Doper is doodgemaak. Hy's hartseer, hy probeer een kant kom, maar die skare bly hom volg. Hy jaag hulle nie weg nie. Hy leer hulle, hy verwelkom hulle en hy voed hulle. Hy vat 5 brode en 2 visse en hy vermenigvuldig dit en gee vir meer as 5000 mense kos. Nou deur 'n gewoonte van gasvryheid wys Jesus ons dat ons ander mense se behoeftes moet raak sien. Dat ons op 'n plek moet kom om te sê, maar dit gaan nie net oor myself nie. En miskien dink jy, maar Jan, wat kan my bietjie help? My bietjie tyd of my bietjie hulpbronne wat ek het, kan nie regtig 'n verskil maak nie. Met Jesus kan hy die kleinste vat en dit vermeerder en 'n groot wonderwerk doen. Vierdens, Jesus het saam met die sondaars geëet. In Lukas 5 sien ons die gasvryheid grense afbreek. Jesus roep 'n tollenaar met die naam Levi. Hy sê, volg my. En Levi hou die groot feesmaal by sy huis en op sy gastehuis is net ander tollenaars en sondaars. Jy het nie saam met hulle geëet nie. Jy het nie eens na hulle gekyk nie. Weereens is daar mense wat moan, godsdienstige leiers wat aanstoot vat. Ons lees daar in vers 30. Die fariseërs en veral die skrifgeleerders onder hulle het by sy disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Jesus se tafel is nie 'n plek vir volmaakte mense nie. Dis 'n plek vir ons almal. Hy vra nie vir Levi om te sê, hoorie, vat gou 'n maand, raak vir my geestelik sterker, gaan vir bevryding, doen alles reg, gee jou 10de, gaan elke Sondag sinagoge toe of elke Saterdag, elke Sabbat, doen eers hierdie goed en dan sal ek by jou kom eet nie. Nee, hy ontmoet hom net daar waar hy is, saam met sy sondaar vriende. Want Jesus ontmoet ons net waar ons is. Natuurlik gaan jou lewe verander nadat jy Jesus in jou lewe het, maar dis nie 'n voorvereiste voor Jesus jou na sy tafel toe nooi nie. Want ware gasvryheid verbreek sosiale en geestelike grense. Dit maak plek vir die buitestanders. Vriende, dink 'n bietjie gou vir myself, vir jouself, watter mense of wie vermy jy? Wie sluit jy uit? Of wie oordeel jy dalk soos ek in die begin gesê het dat ek hierdie week agtergekom het? Waarom het jy hulle uit jou tafels of weg van jou tafels af uitgesluit? Want die realiteit is, Jesus nooi almal. Baie keer vind ek myself, dalk is julle nie so nie, dat ek myself amper hoor ag en ek besluit wie gaan dit maak en wie gaan dit nie maak nie. Dis amper of ek God word en besluit, maar hierdie persoon is reg, hierdie gaan dit nooit in sy lewe maak. Dis nie ons keuse, dis nie ons besluit nie. Jesus sê vir ons, hy wys vir ons die gewoonte van gasvryheid. Vyfdens, Jesus word met olie gesalf tydens 'n maaltyd. In Markus 14 sien ons hoe gasvryheid 'n plek van aanbidding word. Jesus sit aan die tafel van Simon die Melaatse en 'n vrou kom in met 'n bottel met duur reukolie en sy gooi dit oor Jesus se kop uit. En 'n klomp mense mou nou alweer klaar en sê, maar oor daai geld kon gebruik geword het om armes voor geld te gee. En ons lees in vers 6, laat staan na het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Vriende, soms is die tafel net 'n plek van kos nie, maar van aanbidding. Gasvryheid kan ruimte skep van diep profetiese dade. Dit wat sy gedoen het was 'n profetiese daad toe sy Jesus se kop met olie gesalf het. Die vrou het gebring wat sy gehad het en alles uitgegooi. Gasvryheid gaan nie daaroor om net te sê, maar wat is my behoeftes nie. Dit gaan om partykeer te sê, ek kan by 'n tafel te sit, maar dalk wil God iets hier doen. Dalk is ek hier met die gasvryheid, kan ons die teenwoordigheid van God in ons midde bring. Ek het nou in Rustenburg gepreek en ek sê toe vir die mense, ek het altyd toe ek 'n kind was gedink, God was Nederlands gewees. Want my oupa het altyd gebid, seën Vader, seën ete, laat ons nimmer die naam vergeet, amen. En ek het regtig gedink, want ek meen, dis net 'n rympie. En ek het agtergekom, of my opinie, is net my opinie, is dalk ek wonder wat reg is as ons kinders leer van klein af, op my stoeltjie sit ek nou met my handjies saamgevou.
Ons leer gebedjies en nou kom agter, ek is ook maar 'n gebedjie. As ons eet is dit soos, Here, dankie vir die kos, seën die ander wat dit voorberei het. Al het ek gebraai, bid ek maar dieselfde rympie oor en oor. En as ons aan 'n tafel sit, kan daar 'n heilige oomblik wees, 'n oomblik van aanbidding, want ons sit daar saam met God. God het voorsien wat ons eet. God het voorsien dat al die mense wat saam met ons daar is, deel ons van ons familie, deel is van ons vriende, deel is van ons community. So wanneer ons by 'n tafel is daar baie keer dat God in ons midde 'n plek van aanbidding kan wees terwyl ons eet. In die 6de plek, Jesus ontvang gasvryheid. In Lukas 8 sien ons dat gasvryheid nie net oor gee gaan nie, maar ontvang. Lukas vertel van Maria Magdalena, Johanna, Susanna en ander vroue wat uit hulle eie midde uit, wat baie moeilik was vir 'n vrou, want 'n vrou het nie inkomste gehad in daai tyd nie, vir Jesus en sy disippels gesorg het. Jesus self, die Seun van God, het met ander mense laat hulle om gasvryheid gee, hy het gasvryheid aanvaar. In ons samelewing vandag is ons self onderhoudend. En ons Afrikaners is baie keer te trots om hulp te aanvaar of selfs vir hulp te vra. Dit is my so hartseer as mens partykeer met iemand praat, hoe gaan dit? Nee, jy sê ek is nou al 4 weke in die hospitaal gewees en dit het gebeur. Ek sê maar, het jy vir iemand vertel daarvan? Het jy met iemand gedeel? Nee, maar ek wil nie mense pla nie. Vriende, gasvryheid gaan nie oor wie gee nie, jy moet kan ontvang ook. Laastens, God berei vir ons 'n tafel voor. In Psalm 23 sien ons dat God se gasvryheid vir ewig is. Ons lees in vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Die goddelike gasvryheid is nie net 'n maaltyd nie, dis 'n verklaring van 'n oorwinning. God sê, ek sal jou voed, ek sal jou seën voor jou vyande, ek sal jou hoof salf met olie en jou beker sal oorloop. Dis nie 'n vinnige fast food ete nie, dis 'n koninklike feesmaal. Psalm 23 verseker ons dat die tafel van God nie tydelik is nie, maar vir ewig is. Om op te som, Jesus se gasvryheid is vreugdevol, rusgewend, oorvloedig, inklusief, aanbiddelik, wedersyds en ewig. Van 'n bruiloft van Kana tot voeding van die duiste, van eet saam met sondaars tot aanbidding by 'n maaltyd ontvang, van bedien word deur ander tot voorbereiding van 'n tafel vir ons vyande. Jesus was nog altyd by die tafel en selfs nou vandag hier. In Openbaring 3 staan die volgende vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en ek sal saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Vriende, het jy al Jesus se uitnodiging aanvaar na die ewige tafel waarby ons almal gaan sit? Jesus sterf aan 'n kruis. Ek en jy moet ergens op 'n plek kom wat sê, maar ek aanvaar daai uitnodiging. Ek aanvaar dit om te sê, ek neem U aan as my verlosser, as my saligmaker. Jesus klop dalk vandag in jou hart. Jesus klop dalk 'n rukkie in jou hart dalk. Wat ook al jou keer, wat ook al jou verskoning is, weet net dat Jesus gaan aanhou klop, tot jy oopmaak. Hoor mooi, daar's verskil tussen klop en die deur afskop en op die deur slaan. Dis 'n uitnodiging. En elkeen van ons is op 'n plek waar jy kan sê, Here, ek aanvaar daai uitnodiging. Ek wil afsluit met die volgende vraag. Wie ontbreek aan jou tafel? Wie het jou uitnodiging nodig? Wie kan die hart van Jesus ervaar deur 'n maaltyd of 'n gesprek? My uitdaging vir julle almal vir hierdie week is, dat jy ergens in die week iemand nooi om saam met jou koffie te drink of te eet. Nou nie dieselfde persoon wat jy elke week mee gaan koffie drink vat vir koffie nie. Nooi bietjie iemand anderster. Begin met iemand in die ry te praat. Gesels net met iemand. Kom ons wees gasvry. Kom ons wees anderster as wat die wêreld daar buite is. Kom ons sluit die oor, dan bid ek vir ons. Here, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie dat ons almal uitgenooi word om by U tafel te sit. 'n Tafel wat U altyd vir ons voorberei. 'n Tafel waar ons bekers gaan oorloop en nou ook. U het gekom dat ons 'n lewe in oorvloed nou kan hê. Ons hoef nie te wag eers vir die hemel nie. U het nou vir ons 'n lewe in oorvloed gegee. Help ons om gasvry te wees, dat ons anders sal lewe, want mense kan sien, maar daar's iets anderser in ons. Jesus, dat ons U voorbeeld sal volg, dat ons U gewoontes sal aanleer, en daardeur as 'n gemeente sal groei, as 'n persoon sal groei, en meer soos U sal word. In Jesus naam. Amen.